In die nuus vanaand, meeste LP's gooi hulle gewig agter EFF-leier Julius Malema in debat oor Amerika se onttrekking van finansiële hulp aan Suid-Afrika. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, besoek Limpopo provinsie te midde van grootskaalse vloede wat dreig om boere te kelder. En sterrekundiges ontgin die argiewe van die Meerkat-teleskoop vir geluk toevallige ontdekkings. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Amerika se besluit om finansiële hulp aan Suid-Afrika op te skort, het gemengde en soms vurige reaksie van politieke partye tydens 'n debat in die nasionale vergadering ontlok. Die debat is deur die EFF-leier Julius Malema gereël. Volgens Malema het die FSA en Elon Musk toegang tot die beste bronne om inligting te verkry, maar verkies hulle om na leuns te luister en waninligting te versprei. Hy sê president Donald Trump gebruik die leuns om, soos hy dit gestel het, ekonomiese volksmoord te pleeg. Our government must dismiss opportunistic African racist groups exploiting US imperialism to fund their racist fantasies of an independent state. That will never happen. We will expropriate land without compensation, whether they like it or not. If they object, they can seek refuge in America. Minister, ons voortgaan en hierdie self al dinge so sleg is. Dit moet nie 'n kwessie van wie die kragtig is nie. Dit moet 'n kwessie van is ons saam met die armes or praat ons net. This is not about aid, it is about power, control by a minority of racist landowners and beneficiaries of colonialism and apartheid over our land and resources. We believe that the abrupt manner in which the funding was stopped was unethical and wasteful, and it has not allowed governments, including our own, to make contingency plans and to allocate budget to cover funding shortfalls. It has, however, taught us as South Africans that in this post-COVID era, we will need to become more self-reliant and that we desperately need to grow our economy and create jobs to get more revenue into the fiscus to be able to fund life-saving healthcare programs. South Africa must move towards self-help and self-reliance and economic independence. Over-reliance on external aid makes us vulnerable to political global shifts, propaganda and misinformation. America needs South Africa. South Africa needs America. If we don't work together, both of us shall lose. But South Africa shall lose more. America does not have doctors currently that's out of a job. We have medical students that don't have a job. Worse PEPFAR. Without PEPFAR, it shall be worse. Let's put South Africa first. Let's do what's in the best interest of our own country, our own citizens, and act in that manner. We don't have to choose sides for this and against that. Die koalisie vir toegang tot gesondheidsorg, die United Healthcare Access Coalition, het die regering se benadering tot die aanbevelings van die mededingingskommissie se ondersoek na die private gesondheidssektor gekritiseer. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, het verlede maand konsepregulasies gepubliseer vir die skepping van 'n multilaterale onderhandelingsforum vir tariefvasstelling vir die private sektor. Die forum sal die vaststelling liewer van gesondheidstariewe toelaat, gegrond op onderhandelings tussen mediese fondse en privaat verskaffers van mediese dienste. Die departement van gesondheid sal 'n oorsigtelike rol speel in die onderhandelings en deelnemende partye sal vrygestel word van die mededingingswet se verbod op kollektiewe mededinging. Die koalisie wat die Progressive Health Forum insluit, glo die vrystelling van kollektiewe mededinging gaan nie regsgeldig wees nie. Hy het ook die departement se beheer oor tariefbepaling pleks van 'n onafhanklike liggaam bevraagteken en die stiksgewyse manier waarop die markondersoek se aanbevelings geïmplementeer word. I think the upshot of that is that you can't pick and choose out of a package of recommendations, regulatory recommendations out of the HMI, which is exactly what they've done here. And they've done it poorly and they've done it manipulatively. And as a word to the wise in the government, withdraw these.
as soon as you can. Die koalisie voer aan dat die openbare gesondheidsstelsel toegelaat is om geleidelik agteruit te gaan in die afgelope 2 dekades, omdat die regering nie opgetree het nie. Die hoof van die skool vir regeringskunde by Wits, professor Alex van der Heever, het by 'n webinar oor die konsepregulasies daarop gewys dat die regulasies nie die ondersoek se aanbevelings reg interpreteer nie. What is required going forward is that a properly legislated multilateral negotiating forum needs to be considered. The creation of the supply side regulator should be considered. The integration of hospital pricing reforms needs to be into the reforms need to be also dealt with. And the establishment of the risk equalization mechanism, together with all the other measures, which are important in basically making sure that the purchaser side of the system actually has an incentive to contract efficiently, which they don't have at this point. Die koalisie het 'n beroep op die regering gedoen om met 'n amptelike regsproses te begin om die markondersoek aanbevelings holisties te implementeer sodat kwessies rondom tariewe sowel as aanvrae getakel kan word. President Cyril Ramaphosa het Gautengse regeringsamptenare ferm vasgevat. Ramaphosa het aan die Gautengse uitvoerende raad sy misnoë oor die stand van munisipaliteite in die provinsie, veral die Johannesburg metro, uitgespreek. Ramaphosa sê dit moet voor die G20-beraad reggerig word, maar ook tot voordeel van die landsburgers. If Gauteng fails, South Africa cannot succeed. Ramaphosa het nie doekies omgedraai toe hy die Gautengse premier Panyaza Lesufi beveel het om die diensleweringgemors in die provinsie reg te maak nie. 1 or 2 meetings of the G20 that I attended here was not very pleasing. The environment that one observed was not a pleasing environment. Gautengse metro's en ander plaaslike munisipaliteite is vuil. Vullis word nie verwyder nie, infrastruktuur verbrokkel en watervoorsiening laat veel te wense oor. Ramaphosa het 13 probleemgebiede uitgelig waaroor Lesufi in sy provinsiale rede gepraat het. Potholes and the challenges that we are facing in ensuring that potholes are filled and that we can respond with the necessary speed when our communities report these potholes. G4 is a non-functional traffic lights and traffic signals that need to be repaired as quickly as possible. G5 is crime, corruption, and lawlessness. This, we really believe, if we have to propel the economy of our province, in particular areas of tourism and events hosting, if we can't tackle the issue of crime, corruption, and lawlessness. Ramaphosa sê die provinsie moet reggerig word en meer visueel aantreklik gemaak word. And Johannesburg and Gauteng must be at its best in terms of the physical presentation, in terms of the environmental presentation, in terms of the built-up environment where the meetings are going to take place. I say so advisedly because when we go to other locales around the world to hold various meetings, we find that those places are in tip-top position. Ramaphosa eis konkrete, werkbare planne van die provinsie en tydsraamwerke waar volgens dit in werking gestel gaan word. Die president van Microsoft, Brad Smith, het 5,4 miljard rand se uitbreidings van datasentrums in die land aangekondig. Dit sal die totale Microsoft-belegging tot 20,4 miljard rand verhoog, wat gebruik sal word om infrastruktuur en toerusting met kunsmatige intelligensie toe te rus. Smith het saam met president Cyril Ramaphosa vergader. Ramaphosa sê die maatskappy se jarelange teenwoordigheid in die land dui op sy standvaste vertroue in Suid-Afrika en Suid-Afrika se ekonomie. Microsoft sal in vennootskap tree met die beleggingsmaatskappy BlackRock om 'n KI-ekonomie in Suid-Afrika te vestig. In Saldanha aan die Weskus is 'n terplaatse ondersoek by die Middelpos informele nedersetting uitgevoer waar Jocelyn Smith in Februarie jaar verdwyn het. Hofgesante het die huis waar Jocelyn laas gesien was, asook ander huise van belang besoek.
Die staatsbevelvoerder van die Saldanha polisiekantoor was ook in die getuiebank. Luitenant-kolonel Lincoln Sebola het ook getuig dat Jocelyn se ma Kelly nie veel besorg oor Jocelyn en haar ander kinders was kort nadat sy Jocelyn as vermis aangemeld het nie. In die Weskaapse Hooggeregshof in Kaapstad het die vermeende misdaadbaas Nafees Moudek onder kruisverhoor toegegee dat sekere bedrywighede van Empire Investment Cars as geldwasery beskou kan word. Moudek is vir 'n tweede week in die getuiebank waar die staat aanvoer dat hy die motormaatskappy gebruik het om 'n misdadige onderneming te bedryf. Hy en 14 ander beskuldigdes staan tereg op meer as 100 aanklagte, waaronder moord en poging tot moord. Moudek hou vol dat hy onder die indruk was dat selfoon sy nasporing om te bepaal waar 'n persoon hulle bevind wettig is. Die hof het vroeër gehoor dat Empire Investment Cars betalings van meer as R96.000 aan 'n medebeskuldigde Zayn Killian gemaak het. Killian het selfoonnasporing op die selfoon van luitenant-kolonel Charles Kinnear gedoen. Hy is vermoor in die tydperk waarin hy Moudek ondersoek het. To breath on the dying language. Ek dink jy's bang jou aksent slaan deur. Do you mean my colored accent? Net so. Huldeblyke stroom in vir die aktrise Crystal Donald Roberts wat vanoggend oorlede is. Die 41-jarige aktrise is volgens haar familie rustig in haar slaap dood na 'n moedige stryd teen kanker. Die bekroonde Roberts is onder meer bekend vir haar rolle in Swartwater, Sewende Laan, Krotoa en Arendsvlei. Roberts is ook bekroon met 'n SAFTA vir haar titelrol in Krotoa en is 2 keer benoem vir die toekenning vir haar spel in Arendsvlei. Haar man, Skal Cornelissen, het 'n roerende huldeblyk aan haar op sosiale media geplaas. Europese leiers het hulle volle steun toegesê aan president Volodymyr Zelensky tydens 'n noodberaad in Brussel nadat die Amerikaanse president Donald Trump alle hulp aan Oekraïne afgesny het. Volgens die president van die EU, Ursula von der Leyen, is dit 'n waterskeidingsoomblik in Europa se geskiedenis. Sy sê dit is noodsaaklik dat Europa homself beskerm deur sy besteding aan verdediging te verhoog en om te help om die oorlog in die Oekraïne te beëindig. Zelensky het die EU bedank vir sy steun en gesê dit is goed vir die burgers van Oekraïne om te weet dat hulle nie alleen is nie. Die VSA het bevestig dat hy direk met die Palestynse groep Hamas onderhandel oor die vrylating van Amerikaanse gijslaers of die oorhandiging van hulle oorskot. Die skuif verbreek 'n dekadeslange beginsel van die Amerikaanse regering om nie met groepe te onderhandel wat hy as terroriste geklassifiseer het nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het ook 'n waarskuwing aan Hamas gerig op sy sosiale media netwerk indien die groep nie voldoen aan sy eise nie. Trump beveel Hamas om onmiddellik alle lewende gijslaers te bevry, as ook om die oorskot van gestorwenes te oorhandig. Lydens die boodskap is geen Hamas-lid veilig indien die groep nie Trump se bevele uitvoer nie. Die Amerikaanse president sê hy gaan aan Israel alles nodig stuur om die sogenaamde taak af te handel. Hamas het in reaksie gesê dat Trump met herhaalde dreigemente teen Palestynë die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu aanmoedig om die skietstilstand-ooreenkoms te verbreek en die aanval teen Gaza te verskerp. Lydens die skietstilstandsooreenkoms word die res van die gijslaers vrygelaat tydens fase 2 en planne word gefinaliseer om die Gaza-oorlog te beëindig. Fase 1 het die afgelope Saterdag geëindig. Israel versper intussen die ingang van enige goedere na Gaza en eis dat die oorblywende gijslaers bevry word, sonder dat onderhandelings oor die beëindiging van die oorlog begin. Volgens berigte handel Amerikaanse onderhandelings met Hamas oor die bevryding van Eden Alexander. Alexander is vermoedelik die laaste lewende Amerikaanse gijslaer in Hamas aanhouding en was te sien in beeldmateriaal wat die groep in November uitgereik het. 4 ander Amerikaners is volgens Israel dood in aanhouding. Die minister van Landbou sê Limpopo moet tot rampgebied verklaar word weens vloede en die Noord-Kaapse premier fokus op ekonomiese groei in sy provinsiale rede. Dit en ander nuus net hierna, bly by ons. Welkom terug. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die departement van Landbou in Limpopo aangeraai om 'n ramptoestand in die provinsie te verklaar. Dit nadat verskeie plase in Lephalale en Tabazimbi weens die oorvol Limpopo rivier oorstroom het.
Talle boere en plaaswerkers moes hulle eiendomme ontruim omdat hulle geboue gedeeltelik onder water was. Die plaasgemeenskap in Stockport, Limpopo is gisterand gelaat nadat vernietigende oorstromings hulle gewasse en vee weggespoel het. Die pad na die Stockport grenspos is ook deur die Limpopo rivier oorstroom wat reisigers se toegang na die grenspos afgesny het. It affects us a lot because of now I have to cost another petrol for my distance because now I cannot pass to Sliewe-Piekwe. Die wild- en gewasboer, Willem de Tooy en sy gesin, moes hulle plaas verlaat en by die rusoord naby die grens tuis gaan. Hy sê die skadeberaming van sy plaas moet nog gedoen word en daar is ook onsekerheid oor die veiligheid van sy wilddiere. Daar's redelik baie skade, dis nog moeilik om te bepaal. Die water is nog hoog by ons kan nog nie oral kom nie, so daar is baie skade met die veiding en die wild. Ek seker daar's redelik baie wild wat verdrink het in die water. Steenhuisen het Tabazimbi vroeër besoek om die skade te beraam. Hy sê tydelike hulpverligting word aan boere gebied. We're going to have to look at how we mitigate and protect our farming areas from very clearly the effects of climate change that are starting to have a huge impact on agriculture. Boere wat deur die oorstromings geraak word, is hoopvol dat die water binnekort sal sak sodat hulle die omvang van die skade kan beraam. Die Noord-Kaapse premier, Dr. Zamani Sol, sê die provinsie sal in die volgende paar jaar 'n ekonomiese hulpstroot kry van infrastruktuurprojekte wat beplan word. Dit sluit groot hernubare energieprojekte in, insluitend die waterstofprojek aan die Noord-Kaapse Weskus. Die departemente van onderwys en gesondheid is steeds 'n prioriteit vir die 7de administrasie. Daar was 'n paar groen lote soos die matriekuitslae wat verlede jaar verby die 80% kerf verbygesteek het. En die lewensverwagting van sy inwoners het met byna 10 jaar gestyg. In 5 years' time, we built the 19 state-of-the-art schools. Not just anywhere, but in deep rural areas. 5 years' time, we managed to increase the number of teachers in the province from 8,700 to about 10,000. When we were called because of budgetary constraints that we must retrench teachers, we took a firm stand that we are not going to retrench a single teacher here. Die ekonomie het die toespraak oorheers. Sol sê die mynboubedrywighede in die provinsie is in staat om werkloosheid uit te roei. Maar weens slim tegnieke van mynmaatskappye verskaf die bedryf, wat steeds 'n groot bydraer tot die provinsie se BBP is, nie soveel werk as wat dit moet nie. Die administrasie beplan om met myne hieroor te vergader. Die padagentskap Sanral en Eskom gaan ook na verwagting baie in die provinsie belê. Within the next 3 years, Sanral will be investing 7.2 billion rand on roads here. In the next 5 years, the total is 14 billion rand. So that's a massive investment. The Department of Water and Sanitation will be investing about 10 billion rand. Geslagsgebaseerde geweld en tienerswangerskappe is ook steeds 'n bekommernis. Oppositiepartye sê intussen Sol herhaal beloftes met min optrede. The same issues that have been said in the past with little report back from the promises that were made from 2019, 2020, 2021. Just the years have passed. There's a problem of housing in this province, and I'm repeating it because of it is a true reflection of a failing government. Die voriges het nie tot vreeslik baie resultate gelei wat 'n mens nou al kan sien. Kom ons by die grondslag gelê in die afgelope 5 jaar en dat in die 4de bietjie jaar wat oor is, die werklikheid vir ons gaan wys. Meer as 1 miljard rand is die afgelope 5 jaar bestee om swart boere te ontwikkel. 'n Bykomende 12 miljoen word bestee om cannabisboere in die provinsie te ontwikkel. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En nou 'n vinnige oorsig van die markaanwysers soos om 8:00 vanaand.
'n Groep navorsers van die Rhodes Sentrum vir Radioastronomie Tegnieke en Tegnologie in vennootskap met medewerkers van die Suid-Afrikaanse Astronomiese Sterrewag en ander instellings het 'n reeks geluktoevallige ontdekkings gemaak. Die groep is gestig om die Meerkat-teleskoop se argief te ontgin vir kortstondige radiobronne wat voorheen met hul oog ontglip het. Die ontdekkings deur die meerkat is om soos deur die sakke van 'n ou jas te gaan en geld te kry. Wel, navorsers het deur ou beelde van die meerkat gegaan en 'n pot goud ontdek. Die meerkat bewys dat dit 'n goeie belegging is. Sedert hy in werking getree het, het dit sterrestelsels, geheimsinnige ringe van ligte en ander geheimenisse in die kosmos ontdek, wat meer as 400 wetenskaplike referate opgelewer het. Nou het 'n kykie deur die argiewe selfs meer ontsluit. One of the first kinds of objects we've been detecting with these techniques are something called pulsars. Now, pulsars are basically remnants of dead stars that have blown up in a supernova explosion, and then the core of the star collapses to something called a neutron star, which is an object that could be, only a few kilometers across, but has the mass of a city, has the mass of Cape Town, basically, spinning very rapidly and inducing radiation from its environment. Toevallige ontdekkings wat wetenskaplike jare lank gaan besig hou. What we hope to do is we hope to kind of start discovering them en masse, because the way people have searched for pulsars before, because they have this very special pulsed emission that comes from them, they would search for those pulses, but they would only be able to search for those pulses in kind of a narrow focused region of the sky. So it's kind of a slow, laborious process to go look in traditional ways. Terwyl pulsars en sterre radiofakkels ligjare weg kan wees, sal die studie daarvan uiteindelik baie aardse implikasies hê, met studente en navorsers wat reeds ingewikkelde probleme oplos. They're going to come out of this program with mathematical software skills that would be very hard to find anywhere else. Die meerkat is die voorloper van die Square Kilometer Array, wat tans in Carnarvon in die Karoo en in Australië gebou word. Dit sal na verwagting in 2028 voltooi wees. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Ons sportsegment volg net hierna en ook weer vanmôre. Bly by ons nou terug. En dis waar die Afrikaanse redaksie vir vanaand. Goed, dankie vir die saamkyk. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit bewolk wees oor die hele land, bewolk in die Wes-Kaap en dan reënerig in die sentrale en noordelike gedeele van Suid-Afrika. 'n Band vir 60% kans vir reën en dit strek oor die Noord-Kaap, 'n gedeelte van die Vrystaat tot in die Oos-Kaap en dan 'n 60% kans vir reën in die noorde van die land oor Gauteng, Mpumalanga en Limpopo. 'n Matige sterk wind langs die Ooskus en dan weer sterker langs die Weskus. En hierdie temperature en weersvooruitsigte is vir vanaand. Nou kyk ons na môre en 'n swak koue front wat ooswaarts beweeg en dit ook die wind wat matig sterk waai langs die kuslyn en dan sterker langs die Weskus en dit is vir môre. Dit sal bewolk wees oor die Wes-Kaap en feitelik oor die hele land. Mooi weer oor gedeelte van die Noord-Kaap waar daar ook oggendmiskolle gaan voortkom en 'n 60% kans vir reën weer eens in 'n band van die Noord-Kaap sentrale gedeeltes en dit strek tot by KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap en verder ook oggendmiskolle in Limpopo en Mpumalanga en dit is vir môreoggend. Ons kyk nou na waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ewige donderbuie wat kan voorkom in 'n gedeelte van die Oos-Kaap en baie swaar reën wat kan voorkom in die noorde van die land oor Gauteng, Limpopo en Mpumalanga 'n gedeelte van Noordwes. En dan weer eens ook vir môre ewige donderbuie hier in die Oos-Kaap. Dit kan lei na infrastruktuurprobleme en skade daaraan en ook kitsoorstromings 'n gedeelte van die Noord-Kaap waar daar ook ewige donderbuie kan voorkom. Nou kyk ons na die nasionale temperature en dit is vir vannag, oornag in die sentrale gedeeltes Bloemfontein 19,
In Pretoria 20, Musina 23, langs die kus Richards Bay 24 en dan in Port St Johns 21, George 17, Riversdale 18. Dan ook na temperature môre en middag, die sentrale gedeeltes 32, Kimberley 34 in die noorde, Messina 35 en dan in Kaapstad 28 grade Celsius. En dis aan al van die weersentrum. Goeienaand.